Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hierdie is die rietkommerant of in Afrikaans word hy die rietduiker dan ook genoem. En hulle is baie algemeen wat hulle voorkom in Suid-Afrika en selfs met die Sahara ook. Hulle is uitstekende duikers wat hoofsaaklik in vlak en vars water soos damme, riviere en vleie leef. Hulle is sowat 50 centimeter tot 56 centimeter lank met 'n vlerkspan van 80 tot 90 centimeter. Hulle weeg slegs sowat 450 tot 650 gram. Hulle voeding is hulle duik en jag onder die water vir prooi, veral klein langwerpige visse. Hulle vreet ook gereeld paddas en waterinsekte. Babers is ook nogal ietsie wat hulle sou eet en wat dalk ook 'n bietjie groter vir hulle mag wees, maar die regte grootte sal hulle beslis aanvat en dan sekerlik ook so gebruik as voedsel dan. So liewe vriende, wil ons dan vandag ook net so met u deel na aanleiding van daardie teksvers in 1 Johannes 5 vers 13 wat sê: Dit het ek geskrywe aan julle wat glo die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En hier is die wonderlikheid, liewe vriende, dat ons sekerheid kan hê dat ons hemel toe gaan. Ons hoef nie te wonder of ons die ewige lewe het nie. Die Bybel sê baie duidelik hier dat 'n mens dit kan weet. Tog is daar baie mense wat nie hierdie sekerheid het nie. Wil jy nie vandag dalk hierdie toets gaan doen en dalk vir so 'n paar mense rondom u vra? Dink julle 'n mens kan seker wees dat jy hemel toe gaan? En hoor bietjie wat is die antwoorde wat mense vir u sal gee. U mag verbaas wees, liewe vriende. Nou as u self sekerheid het, liewe vriende, is ek saam met u bly en dis wonderlik dat ons dit sekerlik kan hê op grond van wat die Here Jesus vir ons kom doen het. Maar nou is daar iets wat daarmee saam sekerlik gebeur en dit is dit wat in die skrif vir ons staan. En dat daar ander mense in die Bybel ook is wat sekerheid gehad het dat hulle hemel toe gaan. Een van hulle is natuurlik die rower aan die kruis. Daar in Lukas 23 vers 42 en 43 lees ons en hy sê vir Jesus: Dink aan my Here wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom: Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. En dit was dan ook so met hierdie man. Hy was toe en die Here het hom gered en die Here het hom die sekerheid gegee voordat hy dood gegaan het. Het die Here hom die sekerheid gegee in hierdie lewe nog dat hy saam met die Here sal wees, dat hy nie in die hel sal wees nie, maar dat die Here hom kom red het en dat hy kind van die Here geword het. So liewe vriende, moet ons weet van daardie oomblik wat ons vir die Here kom vra het: Here, maak my u kind. Here, ek is nie u kind nie, want dit is presies wat hierdie man gedoen het. En toe u dit vir die Here kom vra, dat die Here vir u daardie bevestigende werk kom doen het en vir die sekerheid in die hart kom gee het, en u kan vandag sê: ek weet ek is 'n kind van die Here, want ek het op 'n plek gekom wat ek besef ek is dit nie en ek het vir die Here kom vra om my sy kind te maak en hy het dit kom doen. Net soos hierdie man sekerheid het, kan u vandag sê ek het sekerheid. 'n Ander teksvers is daarso in Lukas 19 vers 9, verskoon wat daar staan. Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. En dit is nou toe die Here met Saggeus gepraat het en die Here daar ook vir Saggeus in daardie oomblik terwyl hy nog geleef het, terwyl hy nog op hierdie aarde was. Al was hy 'n tollenaar, al het hy geld gesteel, hy het sy sonde bely, hy het met die Here reggemaak, het die Here vir hom gesê, en hoor nou mooi, vandag, 'n spesifieke tyd in daai oomblik, het die Here sy kosbare siel kom red. En so, liewe vriend, moet u vandag sekerlik daardie sekerheid hê. Weet u vandag dat jy kind van die Here is? As u nie daai sekerheid het nie, wil u dit nie vandag vir die Here kom vra, vir die Here kom sê: Here, ek is nie 'n kind nie, ek is nie seker nie, maar ek wil my lewe aan U wy. Ek vra vir U, kom vergewe my, kom maak my kind. En die Here kom doen dit vir U. En weet julle, lieve vriende, U kan vandag sekerheid hê dat jy kind van die Here is wanneer U die Here aanroep, want hy red en hy verlos. Die mense rondom U mag dalk nie daai sekerheid hê nie. Wil U nie vir hulle vertel van hierdie twee persone in die Bybel wat daai sekerheid ontvang het en hoe u dit selfs ontvang het en dat hulle dit ook in van vandag mag kry. Mag die Here help, mag die Here u gebruik tot sy eer. Kom ons bid saam. Baie dankie ons dierbare Here, dat ons op u kan vertrou, op u kan steun.
Ons weet dat U die enigste een is wat ons sekerheid kan gee van saligheid. Amen.